Romeine 6 vers 16 staan daar. Don't you realize that you become a slave to whatever you choose to obey? You can be a slave to sin, which leads to death, or you can choose to obey God, which leads to righteous living. So ons kan kies om gehoorsaam te wees aan die Here. Soos Abraham. Abraham het gekies om gehoorsaam te wees aan God. En dis wat die Here gesê het, I will bless you. Abraham het besef hoe groot en almagtig sy God is. En hy was gehoorsaam aan God. En God het gesê, I will make a covenant with you. En nie net vir jou nie, maar vir jou nageslag. Die hele aarde, sê hy, gaan gebless word deur Abraham, maar deur sy gehoorsaamheid. I will bless you, I will make you a great nation. Hy sê dat almal wat in opstand kom teen Abraham, gaan God in opstand kom teen. Hoe ongelooflik is dit nie, om te weet dat God has got your back. Hy bless jou nageslag, hy bless jou kinders, hy voorsien vir jou, hy beskerm jou, en die hele aarde sal gebless word deur jou. En daai kan ook jy wees, soos dit Abraham was. Elkeen van ons het daai keuse om te maak van, gaan ek gehoorsaam wees aan God? Abraham was so gehoorsaam geweest, God het gesê, los jou familie, en gaan na die land van Kanaan. En Abraham het dit gedoen. En hy het ook gesê, God het tot ook vir Abraham getoets en gesê, hy moet sy seun gaan offer. En hy het dit nie gedoen, Abraham het dit gedoen, maar hy hoef nie deurgegaan en daarmee nie. Maar op die ouene vandag was hy gehoorsaam geweest aan die Here. So ons kan kies, is ons 'n slave, en jy het 'n master, or it's God, of God is jou master, of sin is jou master. Dis die enigste twee, dis of die duiwel of is die Here, dis nie in between nie. So ons self, as jy jouself op die troon sit, is dit ook nie die Here wat op die troon is nie. So, die Here herhaal dit so in die woord van, if you love me, you will keep my commandments. In Levitikus staan daar ook, you shall be holy, for I, the Lord God, am holy. Die Here is so groot en almagtig, maar ons seëning, ons blessing, soos Abraham se, vloei uit ons gehoorsaamheid. Nie ons salvation nie, ons het ons salvation, want ons glo in Jesus, wat vir ons gesterf aan die kruis, maar the way of life, dit is ons gehoorsaamheid. So lewe jy 'n lewe van gehoorsaamheid in God. En daaruit, soos Abraham, dit was sy leefstyl geweest, en so het die seëning, nie net vir hom, vir sy kinders, vir numerous daarna, die hele aarde gebless deur hom. Die Here sê, I am the Lord God, walk before me, faithfully and blameless, then I will make my covenant between me and you, and I will greatly increase your numbers. Dis wat hy ook vir Abraham gesê het. En so kan ons aangaan oor die scriptures wat sê ons gehoorsaamheid aan Jesus. Jesus was so gehoorsaam, hy was tot gehoorsaam aan die kruis gewees. En daar sê Jesus, take up your cross and follow me. So volg ons as kinders, as disciples van Jesus, volg ons daai voorbeeld van Jesus. En dis dieselfde met Abraham. Ons volg die voorbeeld van die mense wat vooruit ons gegaan het. Want hulle weet die waarheid. Abraham het geweet wie sy God almagtig is. Hy het geweet God is waardig. En God is God almagtig. En hy is sy koning. En dis hoekom ek gehoorsaam gaan wees. Nie oor dit of dit nie, dit is my koning. So ek gaan gehoorsaam wees aan hom. So ons kan kies vandag, gaan ons 'n lewe van gehoorsaamheid, of gaan ons doen wat ons wil. Maar die blessings vloei uit ons gehoorsaamheid ook. So ons dien nie vir God omdat ons 'n seëning wil kry nie, omdat ons geseënd wil wees nie, maar dit is wat jy kry as 'n kind van die Here. Dit is jou inheritance. Want so het die Here gesê vir Abraham, all the nations on earth, all the people on earth will be blessed through you. So ons inherit dit van Abraham hiervan af en dan van Jesus af as koningkinders. Maar die vraag vir jou vandag is, gaan jy 'n slaaf wees vir jou sonde, of gaan jy kies om vir God gehoorsaam te wees? En jy weet wat die Here vir jou vra om te doen vandag. Jy weet wat die woord van God vir jou vra. Die kerk is nie die hoogste gesag nie. Die mense rondom jou is nie die hoogste gesag nie. God se woord is die hoogste gesag. So maak nie saak wat mense rondom jou sê nie. God se woord, die woord van die Here, is die laaste sê, en hy is die hoogste gesag. So ons is gehoorsaam aan die woord van die Here en aan Jesus.
Okay. Wees gehoorsaam. Okay, bye.